Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir vanoggend se koerantbesprekings. Ons gesels oor alles van hittegolwe tot pale saam met Gert van der Westhuizen. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en meneer Breitenberg. Meneer van der Westhuizen. Meneer Breitenberg se wekker gestel vir 3 uur môreoggend om Bafana te kyk. Meneer Breitenberg is nie hier môreoggend nie. Meneer Breitenberg gaan laat slaap môreoggend. O, Ja. so jy gaan nie Bafana kyk nie. Ag Gert. Die wêreldbeker is so 'n non-event vir my. Nee, Pierre. Gert, Maar toe maar ons sal later daaroor praat. moet ek kan net nie met party Nee, mense ons kan nie met hom regkom nie. Gert, kom ons gesels oor pale. Hy die ou woordjie wat ek dan nie meer wil hoor nie, maar die nasionale vergadering het nou die reëls vir die artikel 89 aanklagkomitee oor pale aanvaar. Gaan ons oor elke beweging van hulle nou in die Ja, dit gaan omtrent wees van die mees omstrede geskik en gepas reël is nie aanvaar nie. Jy weet van Dr. John Slope, die oud regter wat self in 'n staat van beskuldiging geplaas is en skuldig bevind is, mag lid van die komitee wees. Die spreker het gesê daai reël gaan nie nou geld nie. Nie een van die partye het daaroor gekla gister blykbaar nie en dit sluit die DA in wat aan die begin niks van Slope wou weet nie. So my net bietjie vreemd dat iemand wat self in 'n staat van beskuldiging geplaas is en skuldig bevind is op so 'n komitee kan sit nie. Dis nogal weird. Maar nou ja, die president het nou 'n interdik teen die komitee. Ons sal nou eers moet kyk wat gebeur daar. Want hy sê die komitee kan nie aangaan voor daar nie besluit is oor die verslag, die voor die hof nie oor die verslag besluit het nie. Jy weet, so dit is 'n ingewikkelde ou storie, Peer. En baie mense meen dit moet nou net gebeur en klaar kry. Die DA wat aanvanklik soos ek dink in die artikel die DA was aanvanklik teen Sloppe se aanstelling. Hulle was kwaad teen Sloppe. Dit is 'n sameroeping na die komitee toe, maar later na gesprekke het hulle dit uiteindelik aanvaar. Ek dink the enemy of my enemy. Ja, is my friend nie. Dis nie altyd 'n goeie ding nie natuurlik. Dis polities, dis Ja, dalk dis nie polities, beginsels nee. hierin, hierdie is polities. Ja, dis polities. Ja, kyk want ek dink die hele is 'n kwessie oor die voorsitter ook. Jy weet daar is ook maar gesprekke gewees en onderlangse reëlingkies en so aan gewees. Dis maar wat gereeld gebeur met hierdie tipe van goed nie. Ek gaan net uitkom en sê as Pierre nou afgedank word, kan hy nou mos nie besluit of ek afgedank moet word nie. Ek sê maar so ek kan nie saamstem met John Slope op hierdie komitee nie. Dit maak my absoluut niks sin nie. Ek dink ook so iemand hoort nie eintlik in die parlement te wees streng gesproke nie. Jy weet vandag sal hulle nou kyk na die getuienisleiers onder meer. So dit gaan ook nogal belangrik wees want jy wil 'n sterk getuienisleier hê wat kan sien dat almal oordentlike kans kry om vrae te vra en vrae te antwoord en so aan. So dit sal interessant wees om te sien wie die getuienisleier gaan wees. Sure. Maar nou ja, Pierre, soos jy sê, ons sal seker maar gereeld oor die komiteetjie gesels. Jy weet tot die pale spook eendag weg is. As hy gaan weggaan. Sterkte vir daai ene. Ja. Dit is baie soos 'n Kadla wat maar altyd by ons sal wees. Ja. Absoluut. Maar nou ja, ons moet praat oor die 30ste Junie. Ja, gepraat van Kandla, is bekommerd oor die 30ste Junie. Almal sien spooke van die vorige protesaksie wat ons in die land gehad het. Deur baie van dieselfde, ek wil nie sê elemente nie, maar jy kan basies sê, het jy nou weer vir Jacob Zuma die man wat vir jou staatskaping gebring het, die man wat vir jou 2021 se onluste gebring het en die man wat nou 30 Junie vir jou wil bring. Want MK is op ons nou aan die kant van March wat teen die immigrante te velde trek. Daar is spanning is aan die oplaai. Jy kan duidelik sien daar's baie vervalsings op sosiale media wat die rondte doen. Ek het vroeër van dese week of is dit nou einde laasweek 'n brief gesien van die departement van binnelandse sake op 'n briefhoof getik wat sê as jy in Bloemfontein by die kantoor van binnelandse sake vir hulle kom vertel waar is onwettige immigrante kan jy 'n beloning kry. Jy weet sulke tipe goed doen die rondte. Die minister Leon Schreiber, Dr. Leon Schreiber het onmiddellik uitgestuur dat dit vals nuus is, maar sulke goed doen die rondte, dit verhoog die spanning. Daar word gevrees dat daar onluste gaan wees. Die mense wat aan die betogings deelneem, gee nie om maatspraak te pleeg nie. Hulle dra tradisionele wapens wat eintlik ongehoord is, wat eintlik nie toegelaat behoort te word nie. Want die polisie sê, minister Kutsalia sê, die polisie gaan nie toegelaat, hulle sal nie toelaat dat daar gevaarlike wapens gedra word nie. Maar vir my is 'n knopkie die al 'n gevaarlike wapen. Ja, dit is 'n gevaarlike wapen. Natuurlik is dit 'n gevaarlike wapen. En nou om te maak dat dit soos Kutsalia sê net 'n gewone werksdag en wees het die polisie 600 miljoen rand op sy gesit daarvoor. Dis eintlik geld wat ons nie kan bekostig nie. Die EFF het nou uitgevaar daaroor en ek sê hulle wil graag sien dat hierdie 600 miljoen rand presies uiteengesit word hoe dit gebruik gaan word. Ja, die EFF het ons ook 'n paar jaar gelede 'n paar 100 miljoen gekos toe hulle nasionale shutdown natuurlik gehad het. Jy weet, ek kan net nie sien dat 'n mens en die polisie het nou gesê hulle gaan weer optree teen mense wat hulle skuldig maak aan die oprui van spanning en so aan, maar hulle het nog niks gedoen eintlik nie. Hulle het nog nie teen daai mense opgetree nie. Die mense predik haatspraak, hulle jaag die spanning op en daar word nie teen hulle opgetree nie. Hoe kan
sorry Pierre, maar hoe kan een beweging wat nie die regering is nie opstaan en sê hy gee buitelanders 'n ultimatum van 30 Junie wat maar nie die land gesag uit te het Hy het geen gesag nie. Wie gee hom die gesag om dit te doen? Absoluut. En is daar enigstens een van hierdie opruiers van die 2021 onluste? Is daar enige van hulle al skuldig bevind? Nee, daar's nog nie veel daar gedoen nie, jy weet, so mense, dis 'n groot probleem. Mense doen goed want hulle weet hulle gaan nie skuldig. Ja. Hulle gaan nie aan die pen ry daarvoor. Ja. En intussen is daar by daai Durban se plek waar die Malawiese vlugtelinge saamgetrek het, daar sal glo volgens die minister meer as 9400 mense gerepatrieer Malawi toe, maar daar's nog steeds 7000 daar en daar daag nog steeds mense op, jy weet, want mense raak nou bang en onseker hulle vlug soontoe. Die probleem net met hierdie tipe geweld, dit gaan nie net beperk bly tot uitlanders nie, want buitelanders nie, want jy weet daar's altyd misdadige elemente wat hier uit munt slaan, winkels plunder, plekke aan die brand steek. Onthou maar 2021 hoe dit gelyk het toe. Jy weet, en ek dink net die regering het hier te lank gewag voor hulle opgetree het. Hulle tree nie streng genoeg op nie. Gert. Kom ons gesels oor Ekurhuleni. Ja, uiteindelik is daar nou 'n begroting aanvaar daar in Ekurhuleni. Ek dink dit is iets so 17 miljard as ek dit nie mis het nie. 71, ja. My wiskunde is altyd eintlik jammer, baie jammer. Ek kan daarom doele tel in die wêreldbeker Peer. Dit is nie so baie nie. Maar die DA beweer nou hy het nou vir gestem vir die ANC begroting, want die ANC het sekere toegewings aan hom gemaak. Ons sal nou later sien wat sê die ANC. Maar aan die toegewings sluit onder meer in, jy weet, groter belegging in infrastruktuur en minder besteding aan luksehede. Daar moet eintlik glad nie besteding aan luksehede wees nie. Maar hulle het nou gesê hulle sal ook kyk na elektrisiteit, onwettige koppelings, jy weet, en so aan, en dan kan ons nou voortgaan. Maar ek dink die hele storie is eintlik maar die DA wat die EFF probeer uithou uit die dinge uit daar, so jy weet. So ek dink dis waarom hulle saam met die ANC deelneem om die EFF uit te hou. Ja, jy weet, en daar sprake, ek weet ek het dit al gehoor uit die Vryheidsfront Plus kringe, daar is bekommerd dat die DA in sekere gebiede na die verkiesing met die ANC sal saamwerk. Jy weet, daar is sprake dat jy gesê, okay, Pretoria stem ons vir jou, dan stem jy vir my in Ekurhuleni, dan stem ek weer vir jou in Johannesburg, jy weet, dat daar so 'n tipe ding aan die ontwikkel is. Mense sal nou maar sien of dit gaan gebeur. Maar al wat ek weet, ons het stabiliteit nodig, veral in ons groot metro. Jy weet, en as samewerking op daai manier stabiliteit kan gee, maar ek weet nie of dit gaan gee nie. Gert, maar daai gee ook net altyd stabiliteit tot ek nou besluit ek is belangriker en ek sou eintlik 'n beter pos en nou het jy nie vir my gestem nie en nou draai ek sommer my rug op jou wat my koalisie verloot is en nou begin ek 'n ander koalisie. Dit het ons ook ongelukkig al gesien hier in Gauteng en Tshwane ook. So nou verstaan hoeveel stabiliteit gee daai koalisies werklik vir ons? Ja, koalisies gee nie stabiliteit nie, Jennifer, en ons moet nou begin om koalisies op so 'n manier te vorm dat dit stabiliteit gee. Jy weet, ek dink die ooreenkomste wat aangegaan word tussen die koalisievennote moet openbaar gemaak word. Ons moet weet, want hulle regeer ons, so ons moet weet hoe op watter gronde het hulle daai koalisie ooreenkoms gemaak sodat ons die mense kan verantwoordbaar hou, dat ons kan kyk dat hulle hou by die ooreenkoms. By hulle beloftes van die verkiesing. By hulle beloftes ook, maar daarby sal hulle nooit hou nie, Peer. Maar ten minste hou by die ooreenkoms wat hulle gesluit het met mekaar. Jy weet, ons soos die vorige minister gesê het, nou stap jy in die oggend verby die burgemeester en die burgemeester groet jou nie. Nou as jy kwaad, dan bring jy sommer 'n mosie van wantroue. Jy weet, dis sulke belaglike goed wat gebeur wat die koalisies onstabiel maak. So ons sal nou sien hoe gaan dit, want ons voorland is koalisies, want dit lyk vir my daar gaan baie koalisies gevorm moet word na die verkiesings soos dinge nou lyk, jy weet. Daar selfs mense wat beweer Kaapstad gaan die DA nie meer alleen regeer nie. Hulle sal 'n koalisie moet vorm. So dit sal nogal interessant wees as dit die geval is. Dis politiek, enigiets is moontlik. Ja, ten minste hou die RNE daarom nog 'n rukkie nie. Maar hy hou daarom al 'n rukkie. Hy hou 'n rukkie. Gert, ons praat 'n bietjie oor 'n dobbelkrisis. Suid-Afrika se aanlyn dobbelkrisis. Ja, Pierre, ons het nou al baie daaroor gepraat. Dit is eintlik verskriklik. Nou ook met die wêreldbeker, jy kan nie die TV aansit of daar's 'n dubbeladvertensie nie. Ja. Jy kan nie op 'n lughawe land of daar's dubbeladvertensies. Meeste sport en daar's baie sportlei wat ook deel is van die dubbeladvertensies. Nou kyk, dis nie onwettig nie. Maar sportlei is gewoonlik jy weet mense kyk na hulle, op na hulle. Jy weet dit is vir hulle rolmodelle. Ek weet nie of dit goed is dat hulle in sulke goed deelneem nie. Daar's nou 'n ondersoek gedoen en 6 syfers wat uitgestaan het. Hulle het nou 'n klomp mense ondervra die een maatskappy 90% het die afgelope 30 dae aanlyn gedobbel. 72% sê hulle dobbel verantwoordelik. Ek weet nie of daar werklik so iets is nie. 57% het noodsaaklike uitgawes vir dobbel opgeoffer. Dis byvoorbeeld ek gaan nie nou groceries koop nie want ek moet daai geld gebruik gou eers vir dobbel, kyk of ek dit nie kan verdubbel nie, kan ek. Dit is 'n probleem. En dan het
57% probeer soms verliese dieselfde dag terugwen. Dit is die groot gogga met dobbel. En jy verloor geld, dan dink jy, ek gaan dit terugwen, kom ons probeer nog 'n keer. 28% is nie eens bewus van hulpmiddels soos limiete op weddenskappe en sulke tipe goed nie. Jy weet, ek dink net, omdat ons in 'n samelewing lewe waar mense arm is, waar baie mense nie geld het nie, is dit vir hulle baie aanloklik. Dit klink na 'n maklike manier om geld te maak, maar dit is nie. Dit maak En dit word eintlik regverdig erger. as entertainment. Ja, dis dit vir word my as entertainment. vermaak om Ja, bietjie ja. om bietjie te dobbel. Is lekker, ja. my speletjie. Ja. Dis die regverdiging daarvoor. Nee, dit is nie. Jy weet, daar's ook nou mense, 20% erken hulle dobbel bloot omdat hulle verveeld is. Nou wel, ja, ek het 'n makliker manier om my geld te mors as om uit verveeldheid te dobbel. Dit geld mos tot jy wen. Gert. Ja, en dan is 15% van hulle dobbel om vorige verliese te verhaal of te beperk. Gert, tot jy wen. Ja, tot Dan jy wen. verander jou opinie hieroor. Ja, Pierre, ek dobbel gelukkig nie. So ek kan nie wen nie. Gert, ons aandag is nou na die buiteland en ons begin sommer by die bottom cleaners. Ja, die straat van Hormuz, Jennifer, was nou vir 4 maande toe. En van daai skepe moes daar lê, hulle praat hier van 600 skepe, en terwyl 'n skip nou so lê en nêrens heen ry nie, plak daar allerlei goedjies aan die skip vas, ongediertes en skulpgediertes en alge en allerlei goeder. En dit moet nou skoon gemaak word. So nou moet jy mense kry om dit skoon te maak, en dit kan nogal 'n span van mense 'n paar uur vat om daai skip skoon te maak. Jy weet, hulle praat van 150,000 square feet wat nou skoon gemaak word. Per skip? Nee, dis nou al die skepe saam. In die ou dae, lank terug, het hulle mos mense gekiel al. Wat? Hulle gekiel al. As jy nou droog gemaak het op die skip, dan maak jy 'n tou vas en gooi jou in die water en trek jy deur na die ander kant toe. Gert, is Dan dit 'n krap woord? al daai goed, ja, kiel al, dan krap al daai goed wat onder in die skip is jou op jou rug. Dis jou straf, jy weet. Gelukkig is ons nie meer by sulke tye nie. Ons maak dan net onnodige oorloë, maar Goeie stuk, Gert. maar kyk, matrose was maar moeilike mense in die ou dae, nee. Jy moes maar ja, dis bietjie Soos dis bietjie- Jennifer, hulle was Ja, moeilik. dis moeilik, maar dis bietjie rof, Jy weet, ek sien nou die nuutste is Trump sê nou, president Donald Trump van Amerika sê nou daar is nou Iran het sekere toegewings gemaak. Iran ontken dat hy toegewings gemaak het, maar ten minste is die strate eers 'n bietjie oop. So kom ons Dit is loop maar goeie bly nuus. rukkie oop. Maar soos jy sê, die skepe kan nie nou Ja, weer ja, kan nie Hulle sommer moet dadelik skoon sy gemaak. nuwe en dit gaan nog al 'n bottleneck ook vorm as al daai skepe, jy weet jy moet mooi dink wie gaan wanneer ry. Die wat eers skoon is. Ja, die een wat eers skoon is. Gaan eers Maar jy deur moet nou gaan. duikers gebruik om daar in te gaan en ag ja. En hulle hou nou nie baie die naam bottom cleaners klink nou 'n bietjie vreemd, ja. Maar hulle doen 'n goeie werk. Hulle doen Vat 'n wet wipe gaan Hulle al doen 'n goeie werk. Ja. Ons moet praat oor die hittegolf in Europa. Iemand sê vir my gister, regtig is 40 'n hittegolf. Ja, dit is. Dit is Ja. verskriklik, ja. Ek sien daar's 15 stede in Italië wat 'n rooi alert, waarskuwing uitgereik het vir die hittewater tekort. In Frankryk het daar sedert donderdag, dis nou verlede donderdag, 40 mense verdrink. Jy weet, baie mense koel af op plekke waar hulle nie moet afkoel, Ja. die kanale, riviere. Daar's een 13-jarige meisie wat verdrink het wat nie kon swem nie. Daar's 'n professionele sokkerspeler wat uit 'n rivier moes gered geword het, wat nou ernstig in die hospitaal is in 'n ernstige toestand. Dat mense in Duitsland ook verdrink. Jy weet, in Frankryk was dit nou die aand maandag 'n nagtemperatuur van 21.6 grade. Dis nogal warm. In die nag? In die nag, ja. En dan ja, Spanje loop deur met die temperature in sommige plekke meer as 40 grade. Ek dink mense ook in ag neem, in Europa is baie meer dig bevolk Ja, as hier by ons in meeste areas en die oomblik as son op daai temperature begin neerbak op randstene en paaie en sementblaaie. Dis nou paaie met baie mense en Dan dit is die hitte moeilik wat nie. opslaan van onderaf merkbaar erger as hier by ons. Ja, dit is merkbaar erger, Peer. Ja, en daai mense is ook nie eintlik soos ons. Ons is seker maar in 'n mate gewoond aan hoë temperature. Nee, ons weet al wat om te doen. Maar baie van daai mense is nie daaraan gewoond nie. Dis gewoonlik ook bejaarde mense wat alleen bly dikwels wat doodgaan. Mense is nie bewus daarvan dat hulle die hele tyd moet water drink nie. Jy weet, so dit is maar 'n probleem vir die owerhede daarso. Ja, en ons praat dan nie net van 'n dag wat warmer is nie. Hulle praat van 2 weke wat Ja. bo gemiddeld warmer is, bloedig is. En kyk, selfs ek as ons hier van 35 praat, dan is ek nie meer Ek raak funksioneer nie. kriewelrig hier by 25. Verstaan Gert, jy sien. En baie keer is hierdie erge hitte, Jennifer, soos jy laas toe jy by die Griekse eilande, jy was mos net voor of net na daai Net na woeste die- brande daar. ja. Ja, want daai woeste brande wat deur die hitte veroorsaak is. Dit is ja, shame. Dit is regtig nie lekker nie. Ek het gehoor van die skole in Engeland is ook Ja, gesluit, so van die daar skole is skole ook gesluit, gesluit, jy so weet, ja. ja, sjoe.
Oor na Washington se pool is weer leeg getap. Hy gaan weer leeg getap word. Die reflecting pool daar Daai by lang Washington. dam. Daai lang dam wat al die mooi monumente in sien reflekteer. Dit werk nou nie so lekker nie. Die president is nou bietjie moeilik daaroor. Dit het hom nou al $14 miljoen gekos, dink ek. Hy beweer daar's mense wat die ding vandaliseer en hy het 'n ernstige waarskuwing uitgereik. Dit kan jou tot 10 jaar tronkstraf besorg. Hy sê, en dit is ook nie so erg soos wat hy nou doen nie, was baie alg in en hulle het al vreeslike goed daar ingegooi om die alg te probeer doodmaak en dan doppie verf af en al die tipe van goed. Wat het hulle nog altyd gedoen met die pool? Ek weet nie wat hulle altyd gedoen het. Die president Trump beweer natuurlik hy het omtrent $16 miljoen spandeer en dit gaan nou reggestel word. Hy sê maar die Democrats, dis nou sy nuwe naam vir die Democrats. Obama en Biden het meer as $100 miljoen daarop spandeer en dit het nooit gewerk nie. Hy het nou die dag met die helikopter oor gevlieg toe hy op pad terug is, wat hy sien hy dit lyk nie baie mooi nie. Nou ja, dis seker goed vir Washington dat die ding mooi lyk, maar dit kos nogal baie geld nie. Tipies eiendomsontwikkelaar. Ja, gelukkig daar by die Uniegebou ons poeltjie is baie klein. Daar's 'n paar visse in en is mooi skoon die water. Daar koi visse, karp. Nee, ek weet nie wat die visse dit. Ek ken nie, dis so oranje tipe vis, ja. Oranje vis. Oranje vis. Oranje. Ek dink so. Ek sien nie oranje visse in ons. Maar gelukkig is hy baie klein. Ja. Gert, ek sien jy wil nou vragies oor die wêreldbeker. Ja. Praat oor die wêreldbeker, Gert. Ja, al irriterende ding van die wêreldbeker, Jennifer, ek weet nie of dit jou irriteer nie, maar dit irriteer die skaars is hierdie hydration breaks. O ja, In die middel verskriklik. van elke helfte. Jy kan nie, dis Amerikaans, want hulle wil net plek maak vir meer advertensies, maar kom ons laat dit nou daar. Die Ja. sokker is eintlik wonderlik. Ja. Die 41-jarige Cristiano Ronaldo nie, 41. Hy het gister die eerste man geword om by 6 wêreldbeker toernooie 'n doel aan te teken. Dis nogal merkwaardig. Dit is. Die 39-jarige Lionel Messi het die ander dag 'n hattrick aangeteken, 3-kens. En hy's ook nou daar in die voortou wat doele by wêreldbekers betref. Egipte het vir die eerste keer sedert 1930 'n wedstryd gewen. Amerika die eerste keer sedert 1930 2 wedstryde by 'n wêreldbeker gewen. So daar's baie rekords wat spat. Engeland het weer woes begin en gisterand 0-0 teen Ghana gelyk op speel. Tipies Dit het my Engeland. baie gelukkig gemaak. Ja, ek moet bieg ek het aan die slaap geraak. Dit was een van die meer Pierre sal nou sê Sokkeragtige wedstryde. Sokkeragtige wedstryde. Maar die sokker is oor die algemeen baie opwindend. Daar was 'n paar mooi wedstryde in. Die Nederlanders lyk goed en jou span het gesukkel aan die begin eerste wedstryd, Hulle maar lyk het nou baie beter. gekom. Jy weet in Dis nou Spanje. Spanje, Duitsland is altyd goed. Wie is ondersteuning nie Bafana Nee, Bafana? Nederland is van goed. ons eerste span, die is tweede spanne. Tweede spanne. Jy moet tweede spanne en môreoggend 3 sal ons nou kyk vir Bafana. Gesien in die lig van al die rekords wat beter word, gaan hulle dalk die eerste keer tot die uitklopronde deurdruk. Rekords. Ek het die eerste keer in 5 jaar my duim verskuif. Ag, yes. Gert, ek dink dit is wonderlik. Soos as jy nou praat van Messi, ek dink hy het Miroslav se rekord gebreek van die meeste doele nog by 'n wêreldbeker. Ronaldo soos jy gesê het, 6 wêreldbeker. Dis ongelooflik om dit te dink. Cape Verde, ek ondersteun Cape Verde dit was vir die verstommend wat hulle stadium gedoen hoe hulle het. speel. Dit maak my baie opgewonde. Ja, dis baie opgewonde. En selfs daai ander klein eilandjie wat ek se naam nie kan uitspreek nie, wat na die hulle het hulle keer na die eiland ook vernoem. Curaçao of so. Curaçao, ja. Curaçao. Hulle het ook daai hand gelyk opgespeel, jy weet, so wat nogal verstommend is en ek sien Pierre is baie geïnteresseerd in die sokker. Moenie worry nie, ek en Gert sal elke dag vir jou kom sê wat gebeur Pierre het die jy nog rekord. een wedstryd gekyk nie. Ek het die helfte van een gekyk. Hy Wat het een was vanaand dit? gekyk. Ek het Bafana gekyk toe so Die eerste een. gefrustreerd toe gaan slaap. Jy moes die tweede een gekyk het, man. Toe het hulle 'n bietjie wakker geword. Presies. Gert so van rekords gepraat. Hierdie is Ja, dis 'n maar vreemde verbeter die rekord. rekord vir hardste skree. Ja, 122.4 decibels, whatever dit ook is. Hierdie Joseph McGrail buite. Hy is van Canberra in Australië. Hy het nou geskree teen daai groot decibel telling en dit is glo sien en sê dis soos 'n jet wat opstyg. Jy weet, dit is nogal hard. En dit is soos 'n donderslag basies ook, jy weet. So dit is nogal taamlik hard. Hy het die vorige rekord gebreek wat 'n onderwyseres van Ierland gehou het. Sy het 121.7 decibels opgestel met 'n tipiese onderwyserwoord, quiet.
Ja, dit kan ek glo. Ja. Ek dink meeste onderwysers dis presies. Maar wat doen jy vir 'n lewe? Hy's 'n town crier op sy ek kan nou nie mooi die Afrikaanse naam vir 'n town crier onthou nie in sy maar hy neem ook deel aan veilings en so aan. Ja. Help hy met veilings en so aan. So hy het nogal ek dink 7 keer probeer vir die rekord as ek dit nie mis het nie. En hy sê jy kan nie oefen vooraf nie. Jy kan nie oefen daarvoor nie. Jy moet nou maar net gaan op Jy die moet dag. net gaan en dan skree jy en dan kyk jy wat gebeur jy. vir Maar 2 ek dae dink nie nogal praat nie. jou stem is nogal bietjie weg vir 'n ruk nie. Ek kan dink ja. Ja. Nee, dit moet nogal erg wees. Maar nou ja. Town crier, soos ek en jy Jennifer, ons is ook town criers. Town criers. Ons huil gereeld. Nee, ons huil. Huil julle. Kraai met 'n lang ei. Kraai met 'n nee, Ja. maar hierdie is kraai met 'n Ja, ek het sê dit lang eie. Waaroor huil julle? Ag, oor alles gerd. Dis iemand die 'n mooi storie vertel en O, chunk. dan chunky. Nee, as jy van sokker hoor dan huil jy in jou binneste sommer ook. Ons is baie sensitief hier. Sensitiewe mense ja. Baie sensitief. Maar Gert, ons sluit af met 'n kat storie. My gunsteling politieke wese, Larry die kat wat in Downingstraat 10 bly sedert 2007. Is dit nie 'n pragtige ding nie? Ja. Hy's mooier as al 2007. Hy's mooier as al die 6 premiers wat hy al oorleef het. Hy's ouer as hulle almal ook. Ja, hy's ouer, hy's 19 jaar nou dink ek. Liewe En hy is 'n staatsamptenaar. Hy word as 'n staatsamptenaar beskou. Larry Chief Mauser is sy titel. Nou hy bly daar Vir die Mauser? Ja, kyk, daar is hy saam met Rishi Sunak. Rishi Sunak het natuurlik dit goed gedink om 'n Labrador dink ek of 'n hondjie daarin te bring. En Larry en die hondjie het baie beklei tot hulle maar later die hondjie weggevat. Ja. Larry het 2 ander katte ook oorleef, Freya en die ander kat Palmerston. Wie ewer of kat ook so 'n naam wil gee. Larry en Palmerston het woes beklei. O. En Palmerston is toe weg. Hy het gaan aftree in die platland. Larry bly daar by nommer 10. Nou is daar al mense wat hierdie X-rekening gestig het. Stem vir Larry vir premier. Hy's eerlik, hy's onafhanklik, hy kloue. Hy's gewoond aan Downingstraat 10 en hy het nou al hierdie eerste ministers al oorleef. En Larry, so af en toe as daar 'n perskonferensie is, dan kom hy uit en kyk so 'n bietjie, ja, dan neem die mense nou foto's van hom. Maar loop hy rond Hy binne loop rond, Downingstraat 10? hy was nie so goed met die muisvangery nie, maar hy het al 'n jakkals verwilder. Dis glo op CCTV kamera vasgelê. Hy het die jakkals wat 2 keer so groot soos hy is verwilder. Regtig? Ja. Maar ek bedoel teen daai op 19-jarige ouderdom vang 'n kat mos nou nie meer 'n muis. Nee, hy sal nie meer 'n muis vang. Jy weet, maar dis baie interessant. So partykeer dan gaan maak mense spesiaal vir hom nommer 10 Downingstraat se deur oop en stap hy bietjie uit, loop hy bietjie rond, kom bietjie terug, dan maak die polisieman partykeer vir hom die deur oop. Hy het al 'n paar ek dink Obama het sy kop gevryf as ek dit nie mis het nie en hy het met Zelensky ook 'n goeie verhouding gehad. Met een besoek van een of ander buitelandse persoon het hy daar in die vensterbank gesit en gaap. So hy was nie baie beïndruk dalk nie, maar Larry, jy weet, dis die enigste vorm van stabiliteit wat die Britte nou het. Vir Larry. En Larry het nou goed laat weet op sy ek-rekening, hy sal met die opvolger graag wil praat. Nou dinge so opvolger wat Stamer se opvolger. Ja. Net bietjie wil 'n praat. werksonderhoud. Nee, hy wil net bietjie praat oor die voedingsplan wat hy gaan voorlê. Maar die hy- buising is uitgesort. Ja, die meise is nou seker uitgesort, ek weet nie, maar hy wil net oor sy eie voedingsplan sekerheid hê. Maar lyk my die mense wat by Downingstraat werk, Ja. gebruik hulle eie geld om vir hom kos te koop. Ai, dis En nou skynbaar hou hy bietjie van tuna. Hy het 'n voorkeur vir tuna. Dis stoptand of 2. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dis 'n groot plesier, Jennifer. Dit is Gert van die Westhuys en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.